Hallo maas, dit is weer vir my baie lekker om saam met julle te kuier. My naam is van Transforming Kids af. Dis my wonderlike voorreg. Ek is opgewonde om weer 'n bietjie met jou te gesels vandag. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor respek. Kinders met karakter bewys liefde aan ander met respek. Maar voor ons begin, ek dink kom ons loof en prys die Here net en ons sing twee liedjies saam. Een van julle baie gunstelinge, My God is not dead and I am. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing
take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am. Love like this, oh my God, to find. I am overwhelmed, what a joy divine. Love like this sets our hearts on fire. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am. This is my resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. This is my resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I am holding on. I am. In the middle of the storm, I am holding on. I am. Maats, dit was nou wonderlik geweest om die Here te loof en te prys. Kom ons maak ons oë toe asseblief. Kom ons bid saam en ons vra vir die Here om ons te help en te lei om hierdie les vandag ook te verstaan. Kom ons maak ons oogies toe. Vader God, baie dankie. Dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons kan weet en dat ons kan sing. My God is not dead. My God is nie dood nie. My God is lewendig. Hy het opgestaan en hy lewe. En hy maak die pad vir my oop. En hy maak die pad vir my gelyk. Help ons Here dat ons aan U sal vashou en U sal vertrou vir die dinge wat ons nodig het in ons lewens. En Here, dankie daarvoor dat ons kan weet U is die groot ek is en ons kan in U vashou. U is altyd daar vir ons. Help ons vandag asseblief om regtig te verstaan wat dit beteken om respek te hê vir ander, om respek te hê vir God en dat ons moet begin om U te respekteer en dan onsself en dan vir ander mense. Help ons ook om te verstaan dat goeie maniere beteken ook dat ons respek het vir ander mense en dat ons deur respek ook ons liefde vir hulle wys en ook vir onsself lief is. Want as ons respek het vir ander mense, dan gaan respek ook terugkom na ons toe. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou maat, ja, ek het nou gesê, ons praat weer oor kinders met karakter, wat hulle liefde wys aan ander mense, en vandag gaan ons gesels oor die stukkie van die legkaart, respek. Nou daar is 8 stukkies van hierdie legkaart wat liefde wys vir ander, en ons het dit alles nodig,
om ons liefde vir ander mense te wys en vandag gesels ons oor respek. Sê gou vir jouself, kinders met karakter bewys liefde aan ander met respek. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê die Bybel in Matteus 7 vers 12 oor respek. Lees gou saam met my. Matteus 7 vers 12. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Nou maats, as jy nie daarvan hou dat iemand iets lelik aan jou doen nie, dan moet ons dit ook nie aan hulle doen nie. As jy nie daarvan hou as maat jou seer maak nie, dan moet ons hulle nie seer maak nie. As jy nie daarvan hou as maat met jou lelik praat nie, dan moet ons ook nie met hulle lelik praat nie. Want dit is respek. Nou respek ander mense en hulle goed. Ek gaan vir julle hierdie video wys en die video se naam is eintlik goeie maniere, good manners. Om ander mense te respekteer beteken ook jy het goeie maniere wanneer jy met hulle praat en wanneer jy met hulle handel en wanneer hulle in jou omgewing is. Kyk gou hierna. Het julle gesien wat in die video gebeur het? Almal is spesiaal. Ons moet probeer om met almal oor die weg te kom. Wanneer jy respek het vir iemand, sal hulle dit terugdoen aan jou. En wanneer jy jouself respekteer, sal ander jou ook respekteer. Moenie ander kinders terg nie. Dis nie lekker as mense jou terg of ander kinders jou terg nie, so dan moet ons dit ook nie aan hulle doen nie. En onthou, die video het vir ons gesê, goeie maniere wys dat ons ook respek het vir ander mense. Behandel ander soos wat jy behandel wil word. Nou, kom ons speel gou 'n speletjie. Klap gou jou hande 2 keer. 1, 2. Dan sê jy, respek. Nou, hoekom doen ons dit? Want ons gebruik baie keer ook ons hande om respek vir ander te wys. Nou, hoe kan 'n mens dit doen? Deur hande te klap vir iemand wat 'n goeie praatjie of 'n opvoering gelewer het en mense se waardevolle besittings versigtig te hanteer en ons hande bymekaar te sit as ons bid, of om skoon te maak en op te ruim by die huis en by die skool.
hierdie hond maak mooi skoon nie. Nou ek sê nie ons moet honde wees nie, maar ons is mense, ons kan agter onsself skoon maak nie. Dan wys ons respek nie net vir ons ouers nie, maar ook vir ons juffrouens en menere by die skool en vir die hele wêreld rondom ons as ons opruim en skoon maak agter ons. Maar ons kan ook vir iemand 'n high five gee. Ek kan gee Erika 'n high five nie. Nou weet ek, nou mag ons nie in hierdie tyd aan mekaar raak nie, dis nie glad nie baie lekker nie. So, maar miskien moet ons dalk net vir 'n thumbs up gee. Soms so van 'n afstand af en ons hande gebruik en gesê, ek respekteer jou en dit wat jy gedoen het, dit wat jy doen, is ek baie gelukkig oor en ek kan sien dat jy iets goeds gedoen het. Dan kom ek vertel 'n storie van 4 vriende. Daar was 4 vriende wat saam op skool was. En hulle het planne gemaak om op Saterdag na Goldreef City toe te gaan en daar die dag te gaan spandeer. Julle was al daar. Dis nogal 'n lekker plek om daar by Goldreef City bietjie te kuier, veral saam met jou maats. En hulle het besluit hulle gaan 'n bietjie daar by Goldreef City kuier. Maar daar 2 van die vriende wou baie graag 2 van die nuwe kinders in hulle klas saamnooi vir die dag. Maar die ander 2 vriende was baie vies en het dadelik nee gesê. Hulle het gesê dat die seun en die meisie weird is en hulle is freaks en dat hulle nie saam met hulle gaan gaan nie en nog minder saam met hulle gesien wil word. Wie van die vriende dink julle het reg opgetree? Wat dink jy moes hulle doen? Dink jy dis reg van die 2 vriende van die groep om die 2 nuwe kinders sulke lelike name te noem? Wat doen ons as ons ander mense lelike name noem? Maak ons harte seer, verseker. Hoe het jy al gevoel as iemand vir jou name noem wat jy nie is nie? Nou tree hulle met respek op as hulle sulke lelike name gebruik? Nee, glad nie. Kom ek vertel julle gou die storie van Noag. Want Noag het ook vir God gerespekteer. Al het die mense met Noag gespot en gesê hy is heeltemal mal en kens om hierdie groot ark te bou, het Noag nog steeds respek vir God en sy beloftes gehad. Onthou, daar waar Noag die ark gebou het, was amper in die woestyn, soos 'n woestyn gewees. Dit het omtrent glad nie gereën daar nie. En toe hy nou hierdie ark begin bou, onthou 'n ark is dink so 'n groot boot, toe dink die mense nie, wat jy's heeltemal gek Noag. Daar is nie eers 'n wolkie in die lug nie. Hoe wil jy nou hê dat hier nou so baie water moet kom, dat jy nou hier 'n ark bou? En omdat hy God se woord met respek behandel het, het God hom en sy gesin gered toe die groot vloed oor die aarde kom. Nou soos ons respek moet hê vir ander, moet ons heel eerste respek vir God hê. Dan onsself en dan ook vir ander mense. As ons nie respek vir God het nie, dan kan ons nie respek vir onsself hê nie en ons kan dit ook nie vir ander mense hê nie. En as ons nie respek vir onsself het nie en ook nie vir ander nie, dan sê ons eintlik vir God, ons het nie respek vir hom nie, want hy het ons almal gemaak en hy het ons eintlik almal perfek gemaak. Maak nie saak wat ons dink van ander mense nie, God dink almal is perfek. Nou God maak nie foute nie. God maak nie losers en freaks, soos ons mekaar soms noem nie. Hy het ons elkeen perfek, uniek en spesiaal gemaak, presies soos wat hy ons wou gehad het. Nou, ons moet sy handewerk respekteer, deur lief te wees vir onsself en vir ander mense. Nou onthou jy die goue reël? Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit staan in Matteus 7 vers 12. Sê gou saam met my. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Nou dan het ons liefde en respek vir God, liefde en respek vir mense, en dan doen ons wat in Lukas 10 vers 27 staan. En daar staan, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag. En ons moet ook ons naaste lief hê soos onsself. En ons naaste is eintlik almal wie God se kinders is, wie God gemaak het. Nou hier is jou uitdaging. Ek wil jou graag 'n bietjie uitdaag weer vandag. En onthou ons hou mekaar verantwoordelik. Nou ek weet jy sê van julle is al terug by die skool, van julle is nog nie terug by die skool nie, maar as jy boeties en sissies het, praat 'n bietjie met hulle, kyk 'n bietjie eers na jouself en dan sê jy vir jouself, okay, het ek vandag genoeg respek en liefde vir iemand anders gewys? En as jy boetie of jou sussie dalk nie respek vir jou wys of vir mekaar wys of vir mamma of pappa wys nie, dan moet ons in liefde vir hulle net sê, nee, ek dink dit wat jy nou gedoen het is nie 'n goeie ding nie. Maar hier is jou uitdaging. So as jy dit sommer vir jouself wil sê of sommer vir jou maat wil sê of enigiemand langs jou wil sê, dan sê jy gou vir jou maat, ek daag jou uit. Is jy reg daarvoor?
Ek daag jou uit. Onthou, ons is almal uniek, perfek en spesiaal gemaak. Respekteer vir God, respekteer jouself, respekteer ander mense om jou. As jy ander respekteer, kom dit terug na jou toe. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Gaan doen dit. Nou maar, het is lekker om altyd 'n uitdaging te kry. Ja, maar weet jy wat? Ons kry dit nie altyd reg om respek te hê nie. Ons maats kan ons help, en ons pa en ma kan ons help, en ons ouer boeties of jonger boeties en sissies kan ons ook help. Maar weet jy wat, ons het nodig om vir God te vra om ons ook te help. Wil jy nie gou saam met my bid nie? Kom ons maak ons oor toe en ons vra vir die Here dat hy ons sal help met respek en dat hy ons sal lei om vir ander mense lief te wees deur respek vir hulle te hê. Jy is welkom om saam met my te bid. Vader God, baie dankie dat U my en almal om my spesiaal gemaak het. Help my asseblief om respek te hê vir U, vir myself en vir ander mense. Ek wil graag aan ander doen wat ek aan myself gedoen wil hê. Help my deur die Heilige Gees om U beloftes te respekteer en aan U gehoorsaam te wees. Ek wil graag U handewerk respekteer deur lief te wees vir myself en vir ander. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou maats, baie dankie, dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ek hoop en vertrou dat jy 'n baie geseënde tyd sal hê, dat die Here se vrede oor jou sal skyn, en ek glo regtig dat hy jou sal kom aanraak met sy liefde, dat jy sy liefde so ernstig in jou lewe sal ervaar, dat jy dit baie graag vir ander mense sal wil uitdeel, en dat jy ook sal elke dag onthou om vir God te respekteer, deur sy skepping, jou maats, jou boetie en sussie, jou pappa en mamma, om hulle te respekteer, deur jou liefde vir hulle te wys. Ek is opgewonde om weer volgende keer saam met jou te kuier, maar ons gaan afsluit met 'n liedjie, 10,000 Reasons. Ek seën jou en sien jou volgende keer. Mooi loop. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Jesus, I will worship Your holy name. Worship Your holy name.